Goeiemôre gemeente. En ook hartlik welkom vanoggend aan enige besoekers wat onder ons is. Ons roep ons Here aan met die woorde van Psalm 16. Bewaar my, o God, want by U skuil ek. Ek het vir die Here gesê, U is my Here, vir my is daar geen goed bo U nie. Dan antwoord die Here ons. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. Dan kom ons antwoord en hef ons hart en ons mond op en ons loof die Here. Ons sing saam vir hom Psalm 18 en daarvan gaan ons vers 1 en 13 sing. Saam met die kerk van ons Here Jesus Christus deur die eeue en oor die wêreld bly ons nou ons een en enige geloof. Ons doen dit aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en sal met heerlikheid terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Ja, hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Die Here antwoord ons vanoggend deur sy wet vir ons voor te hou en daarom luister ons na die heilige wet van die Here vanuit Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het.
Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders van die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Wanneer ons na die wet van die Here suiwer net so kyk, dan is daar net een ding wat ons kan voel, en dit is angs, benoudheid, nood. Teen al die gebooie van die Here het ons nie net gesondig eenmaal nie, maar sondig ons gereeld. En dis waarvan ons nou sing, daardie angs, daardie verlorenheid wat ons in onsself voor sy wet het. Psalm 130 waar ons vir die Here sing, uit dieptes gans verlore van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan. Uit diep van donker nagte roep ek o Here, hoor, en laat my jammerklagte tog opklim in u oor. En dan bely ons verder ons nood, as u o Heer die sonde na reg wou gadeslaan, suiwer net na my en my sonde wou kyk, wie sou een enkele stonde voor u o Heer bestaan? En dan juig ons, maar nee, daar is vergewing, altyd by u gewees. Daarom word u met bewing reg kinderlik gevrees. En so sing ons vir die Here dan as antwoord op sy wet, Psalm 130, daarvan vers 1 en 2.
roep ons Here aan in gebed. Ons almagtige God en Hemelse Vader, voor U wet staan ons skuldig en ons bely ons diep verdorwenheid. Ons kla onsself aan, ons wil vir ons sonde kyk en nie wegkyk nie. Ons wil dit nie toesmeer en verberg voor U of voor ons eie oë nie. Ons bely dat ons nie net in die verlede gereeld U wet oortree het nie, maar gereeld nog doen. Ons bely ons swakheid, ons onvermoë, ons gebrokenheid, maar ook ons moedswilligheid, ons selfsug, ons liefde vir onsself, ons veragting van U heiligheid. Ons is diep neergebuig voor U, want ons sien U as die heilige God van hemel en aarde. U wat ewig waardig is om gehoorsaam, gedien, geliefd en gevrees te word. So ons kom in die stof voor U. Wil U ons vergewe, Vader, uit die ondeurgrondelike rykdom van U genade en barmhartigheid. Wil U ons altyd in ons Here Jesus Christus sien, sodat ons nou, vandag, tot in ewigheid mag sing, dat daar by U nog altyd vergewing was. Ons prys U vir die genade wat ons in Christus vind. Ons is skoon voor U, nie weens ons eie toedoen nie, maar weens Hom. Net weens Hom. Hoe verlang ons om U liewer te hê, om U heerlikheid duideliker te sien, om U waarde en U kosbaarheid soeter te proe. Hoe verlang ons om meer en beter te wandel in U weë, want wat in hierdie lewe kan vergelyk daarmee? Help ons. Wil U ons versterk deur die Gees? Wil U ons krag gee, ons lei in ons heiligmaking? Wil U ons reinig van die ongeregtigheid wat nog aan ons kleef? Mag ons U in U skoonheid en heerlikheid so duidelik en klaar sien, dat ons liefde vir onsself, hierdie wêreld en die sonde sal verswak en sal verdwyn. Daarvoor bid ons in die besonder nou, waar ons weer ons ore wil open om te luister na U woord, waar ons weer deur U geleer en gevorm wil word, wil U werk in ons. Spreek tot ons harte, spreek tot ons binneste, vorm ons, verander ons en voed ons deur die goeie uit U woord. Ons gaan in die besonder weer kyk vanoggend na wat U openbaar en sê en leer oor ons lyding en ons swaar kry. Dit is 'n uiterse persoonlike, intieme seersaak vir ons. En kosbaar om te sien dat U die salf van U woord gee, juis vir ons seer. Wil U ons dan helderheid van verstand gee, dat ons sal begryp wat U sê, en ook sagtheid van hart, dat ons dit sal voel en glo en lief hê. Versadig ons tog nou met die goeie uit U woord. En Vader, ons bring dan ook laastens ons geliefdes onder ons wat swaar kry voor U. U ken elke een en hulle smart, en ons bid dat U hulle sal vertroos. Wil U uitkoms gee en verligting gee in hulle lyding, en in U ondeurgrondelike wysheid en goedheid beskik om die lyding langer te laat duur, wil U hulle krag gee. Hou hulle oë op die heerlikheid wat by U te vind is. Hou hulle oë op die vreugde voor U aangesig, die lieflikhede in U regterhand. Verhoor ons, barmhartige Vader, nie weens enigiets in onsself nie, maar weens
en op grond van ons Here Jesus Christus, ons middelaar, ons koning en ons God. Amen. Voordat ons saam na ons Here se woord gaan luister, laat ons weer vir ons Here sing, en so ons harte en ons gedagtes voorberei om te luister na wanneer hy spreek. Ons gaan Psalm 119 sing, in vers 35 vanoggend, waar ons vir die Here sing: U behoort ek al my dae, help U dienaar goeie Heer, soek my heil, ek soek my lewe in die waarheid van U leer. Goddelose wil my ombring, lê en loer en hou die wag, maar ek let op hoë dinge, ek gee op U getuignis ag. Dis die woord van die Here. So, in voorbereiding om na sy woord te luister, kom ons sing vir die Here, Psalm 119, vers 35. Sondag 1 van die Heidelbergse Katekisme, vraag en antwoord 1. Heel aan die begin van ons kosbare belydenis bely ons die volgende. Die vraag: wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Dan antwoord ons: dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Hoe kosbaar verklaar ons belydenisskrifte nie die woord van die Here nie. Meeste van ons ken hierdie antwoord byna uit ons koppe uit. Maar is dit die werklikheid wat in ons harte aangaan wanneer ons ly? Wanneer ons swaar kry? Ons geneig om hierdie vraag en antwoord los te maak van ons swaar kry af. Spesifiek in ons lyding gedui hierdie antwoord. Maar dit is 'n fontein van soete troos in ons smart, maar drink ons daaruit. Is die afgelope weke besig om te besin oor wat God ons leer oor ons lyding vanuit die boek Job. Nou, dis 'n onderwerp wat ons met geen haastigheid en geen ligsinnigheid hanteer nie. Ons Here praat hier van ons diepste en ons donkerste smart. Van daardie aand wat jy wens jy kan vergeet. Van jou kanker en jou chemo. Van jou pyn wat jou plat trek wanneer jy probeer regop opstaan. Van jou huwelik wat dreig om skipbreek te ly. Van jou verbondskind wat besig is om sy ewigheid prys te gee. Dis nie generiese teoretiese lyding wat ons Here oor praat nie, want as dit is, sal jy elke keer 'n rede kan vind vir waarom jou lyding nie tel in hierdie waarheid nie, waarom daardie troos nie vir jou gaan geld nie. Nee,
Die Here gee sy woord vir elke een van die seerste en skaamste dele van jou lewe. Niks word uitgesluit. En vanoggend gaan ons in die besonder kyk na Job se worsteling met God oor sy pyn. Ons sal met my oopmaak by Job 19. Van daarvan die hele hoofstuk saam na luister, en julle kan julle Bybels gerus hier oophou, sodat ons deur die loop van die preek na die teks gaan kyk. Job 19, vanaf vers 1. Maar Job het geantwoord en gesê, hoe lang sal julle my siel kwel en my met woorde verbrysel? Nou 10 maal al doen julle my smaadheid aan, mishandel julle my sonder om julle te skaam. En het ek ook werklik my misgaan, dan bly my fout by my. As julle jou werklik teen my wil groot maak en teen my smaadheid wil bewys, weet dan, dat God my onregverdig behandel het, en met sy net my rondom ingesluit het. As ek roep geweld, dan word ek nie verhoor nie. Ek roep om hulp, en daar is geen reg nie. Hy het my weg toegemuur, sodat ek nie verby kan nie, en oor my paaie het hy duisternis gesprei. My eer het hy van my afgetrek, en die kroon van my hoof weggeneem. Hy werp my aan alle kante omver, en daar gaan ek. En hy het my verwagting uitgeruk soos 'n boom. Ook het hy sy toorn teen my laat ontvlam, en my beskou as een van sy vyande. As een man kom sy skare aan, en baan 'n pad vir hulle teen my. En hulle slaan die laar op rondom my tent. My broers het hy ver van my verwyder, en my bekendes het vir my heeltemal vreemd geword. My naasbestaanes ontbreek, en my vertroudes het my vergeet. My bywoners en my slavinne beskou my as 'n vreemde. Onbekend, 'n onbekende het ek geword in hulle oë. Ek roep my slaaf, maar hy antwoord nie, met my mond moet ek hom smeek. My asem is vir my vrou hinderlik, en my slegte reuk vir die kinders van my moeder se skoot. Selfs jong seuns minag my. Wil ek opstaan, dan spot hulle met my. Al my vertroude vriende het 'n afskie van my, en die wat ek lief gehad het hulle teen my gekeer. My gebeente kleef aan my vel en aan my vlees, en ek het slegs met my tandvlees ontsnap. Ontferm julle oor my, my vriende, want die hand van God het my getref. Waarom vervolg julle my soos God? En word nie versadig van my vlees nie. Ag, mag my woorde tog maar opgeskrywe, mag hulle maar in 'n boek opgeteken word met 'n ystergriffel en lood vir altyd in 'n rots ingekap. Maar ek weet, my verlosser leef, en hy sal as laaste oor die stof opstaan, en nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou, hom wat ek sal aanskou, my ten goeie, en my oë, en geen vreemde nie, sal sien. My niere versmag van verlange in my binneste. As julle sê, hoe sal ons hom vervolg, aangesien die wortel van die saak in hom gevind is? Vrees dan vir die swaard, want grimmigheid is een van die oortredinge wat die swaard verdien, sodat julle kan weet dat daar 'n oordeel is. Tot sover. Ons gesien het in die verlede weke is Job, regverdige man, vroom, godvreesend, verloor alles. Sy besittings, sy eer, sy waardigheid, sy gesondheid, selfs sy kinders. En Job weet nie waarom God hierdie lyding en smart oor hom bring nie. En sy vriende, Bildad, Sofar, Elifas, hulle kom om hom te vertroos, en vir 'n week lank sit hulle in wyse stilte by hom. Totdat Job begin spreek, en met sy worsteling begin. Hy staan op, hy vloek sy geboortedag, en sy vriende se troos bewerk op die ouend net meer worsteling by Job in plaas van troos. Hulle probeer om troos met swak teologie.
met 'n verdraaiing van wie God is en hoe hy werk. Dis waarna ons in verlede week gekyk het. Vriende sê God is regverdig, Job ly, dus het Job so gesondig dat God hom nou straf en hy verdien dit. Job hou vas aan sy onskuld. Dat dit nie so is nie, dat dit nie is hoe God werk nie. En hy stry met hulle. Vir hoofstukke lank dan tot op hierdie punt wat ons vind in Job. Dis Job wat spreek, hy wat kla, en die vriende wat met hierdie verdraaiing van die Here se woord antwoord. En hy wat hulle dan weer antwoord en hulle teengaan. In die vorige hoofstuk het Bildad, die een vriend, gespreek en weer beklemtoon. Job ly weens sy goddeloosheid. Dis wat hier aangaan. Dis die antwoord op Job se smart. En nou hier in hoofstuk 19, hier antwoord Job weer. En die vraag, as ons na hierdie hoofstuk kyk, ons nou net aangehoor het, wat presies is Job se worsteling? Waarmee stoei hy? Wat hou hom wakker? Waarmee baklei hy? En dit klink dalk na 'n dom vraag. Hy het alles verloor. Hy sit op die ashoop. Wat bedoel jy waarmee stoei hy? Sy lot, sy omstandighede. Maar is dit werklik waarmee Job stoei? Meer nog, in jou lyding is die probleem, die hartseer, die lyding wat jy ervaar, daai ding self, is dit die hoofsaak van waaroor jy stoei in jou lyding? Dit kan wees, maar soos vir Job, is ons worsteling wanneer ons swaar kry, meestal nie oor die ding wat ons swaar laat kry nie. Nee, dis eerder, wat doen die Here? Waar is hy? Hoe kan die goeie God, wat my lief het, hierdie beskik, hierdie lot bring? Kyk na Job se worsteling, vers 6. Weet dan, dat God my onregverdig behandel het, en my met sy net rondom ingesluit het. Bildad het nou net in die vorige hoofstuk gesê, dis Job se eie sonde, sy eie paaie, sy eie voete, wat hom in 'n net gevang laat word het, en Job sê nee. Dis die Here wat sy net om my gesprei het. Vers 7, as ek roep geweld, dan word ek nie verhoor nie. Ek roep om hulp, maar daar is geen reg nie. God wat helper is in die nood, soos wat ons so sing, hy swyg. Vers 8, hy het my weg toegemuur. Vers 9, hy het my eer van my afgetrek en die kroon van my hoof weggeneem. Vers 10, hy werp my aan alle kant omver. Hy het my verwagting uitgeruk soos 'n boom. Vers 11, ook het hy sy toorn teen my laat ontvlam. Beskou my as een van sy vyande. Vers 12, as een man kom sy skare aan en baan 'n pad vir hulle teen my. Dis die verskriklikhede wat Job so getref het, alles wat hy verloor het. En sy worsteling is nie met daardie dinge wat hom getref het hoofsaaklik nie, maar met waarom doen die Here dit? Job se worsteling is dis nie hoofsaaklike verlange na sy rykdom, sy gemak, sy gesondheid, selfs sy eie kinders nie. Is eerder, hoe kan God al hierdie dinge aan my doen, terwyl ek dit nie verdien nie? Hy is goed, hy is genadig, hy is regverdig, waar is sy genade nou? Hy is die almagtige, alwetende, soewereine God van hemel en aarde, hy kon dit keer. Ek dien hom, ek vrees hom, ek eer hom, beteken dit vir hom niks nie. God hanteer my nie as sy kind nie, maar as 'n vyand. Dis Job se worsteling. Die vraag, hoe versoen ek dit wat ek weet, dit wat ek glo van God, uit sy woord uit, wie hy is, met die omstandighede wat ek ervaar, met die lyding wat my keer op keer tref. Dit is Job se worsteling. En in die meerderheid van ons eie smart, is dit ook die hart van ons worsteling. Jou oë sien minder, jou ore hoor minder, jou rug buig jou in pyn om, die chemo hou jou in die bed, skok, angs, tragedie tref,
kroniese siekte beval jou. Die dood is skielik baie nader aan jou of aan 'n geliefde van jou as wat jy gedink het. En uiteindelik is jy op die punt om te breek en dan roep ons uit, die Here het my verstoot, dit voel ek bid, maar die hemele is toegesluit. Hy antwoord my nie, niks word beter nie. Dit word net erger. Hy het sy gesig weggedraai van my af. Wat die Here ons leer deur tekste soos hierdie in Job, waar Job so worstel, is dat wanneer daardie worstelinge, daardie gevoel, daardie ellende in ons hart opkom, maar dit voel dat God draai hom teen ons, dat ons nie van hom af moet vlug nie. Dat ons nie dit moet probeer vat en verberg van hom, asof dit nie daar is nie. Maar dat ons na hom toe kom en met hom worstel oor dit. Dit lê voor sy troon. Dit wat ons voel uit ons omstandighede uit. Gaan kyk na die psalms, gaan spandeer in die tyd in die psalms en in die profete, en jy sal gou agterkom. Dit is hoe die mens nog altyd met God en sy beskikking worstel. Psalm 13. Hoe lank, Here, sal U my altyd deur vergeet? Hoe lank sal U vir my U aangesig verberg? Psalm 88. Here, waarom verstoot U my siel? Verberg U U aangesig vir my. Van jongs af is ek ellendig en klaar om te sterf. Ek dra U verdrukkinge. Ek is radeloos. U het vriend en metgesel van my verwyder. My bekendes is duisternis. En meeste van die treurpsalms eindig dan met 'n gedeelte van hoop. Nie Psalm 88 nie. Hy eindig met hierdie woorde. U het vriend en metgesel van my ver verwyder. My bekendes is duisternis. Psalm 77. As ek aan God dink, moet ek steun. Pyns ek, dan versmag my gees. U hou my ooglede oop. Ek is onrustig, ek kan nie spreek nie. Sal die Here vir altyd verstoot en verder nie goedgunstig wees nie. Habakuk, profeet van die Here, wat sy profesie begin met die woorde, hoe lank, o Here, roep ek om hulp, maar U hoor nie, skreeu ek tot U geweld, maar U help nie. Profeet Jeremia in Klaagliedere 3, een van die langer gedeeltes, my het hy gelei en laat wandel in die duisternis sonder lig. Ja, altyd weer draai hy die hele dag sy hand teen my. Hy het my vlees en my vel laat wegteer, my gebeente verbreek. Hy het my met 'n bouwerk omsingel van gif en moeite. Hy het my toegemuur, sodat ek nie kan uitkom nie. My koperboë swaar gemaak, al skreeu ek ook. Nou roep ek om hulp. Hy laat my gebed onverhoord. Hy is 'n beer wat my voorlê, 'n leeu in skuilplekke. Verskriklik om te hoor hoe die profete van God so praat oor wat hulle ervaar uit die hand van die Here af. Maar waarom dink jy laat God vir ons sulke tekste opteken? Sulke worstelinge. Dis want hy ken ons. Hy weet presies hoe diep en donker die plekke is, die dal van doodskade weer, waar hy ons soms deurvat, en hoe ons dan voel. Hy is ons alwetende God, jy gaan dit in elk geval nie vir hom kan wegsteek nie. En hy is ook ons barmhartige Vader. Hy wil ons ken, in ons seer, in ons verwarring, in ons benoudheid, in ons elende, in ons waar ons staan op die grens van hopeloosheid. Daar wil hy ons ken. Daar wil hy met ons wandel. Daar roep hy ons na hom toe. Die Here skep dus ruimte vir sy kinders om met hom te wandel. Die kosbaarheid van die verbond. Ons staan met die Here ons God in verbond, verhouding. Verhouding as Vader, by wie ons harte kan uitstort.
Maar dit eindig nie daar nie. Nie vir Job nie, en ook nie vir jou nie. Kyk wat leer die Here ons ook verder. Job worstel met die Here, hy ervaar die Here se hand wat druk op hom, hy ervaar die Here as 'n vyand, dat die Here hom as vyand hanteer en hom vervolg. Maar dan kry ons vers 25. Maar ek weet. Nou, oorweeg eers wat Job nie weet nie. Hy weet nie waarom God hom so laat ly nie. Hy ken nie die verhaal, die waarheid van hoofstuk 1 en 2 nie. Hy weet nie waarom God swyg nie. Om nie antwoord nie, om nie uit te help nie. Hy weet nie waarom hy God as vyand ervaar nie. Hy weet nie of sy lyding voor sy dood ooit sal ophou nie. Maar hy weet, sê hy, my verlosser leef. My Goel, my losser. Dis die woord wat vir Boas gebruik word in Rut. Dit verwys na iemand wat namens iemand anders opstaan, optree, hulle saak opneem. Dan sê Job, my losser, my verlosser leef. Al voel ek verlore, onverhoord, verlaat, daar is een wat my saak sal hanteer. Daar is een wat my sal behou, daar is een wat my gaan loskoop uit hierdie smart uit, sodat dit nie my ewige lot is nie. Maar is een wat my gaan verhef in guns. Job beweeg in sy worsteling. Hy beweeg vanaf God doen dit en dat aan my. God neem weg, God het vernietig, God het verlaat. Hy het verdruk en verbrysel, en dan beweeg hy daarvan af. Beweeg hy na, my verlosser leef. Daarom sal ek leef. Hy sal as laaste oor die stof opstaan, en nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans God aanskou. Hom wat ek sal aanskou my ten goeie. Niks het in Job se lewe verander nie, in hoofstuk 19 nie. Hy is steeds swak, op die ashoop, hy is steeds vol swere, sy besittings is steeds weg, sy kinders is steeds dood. Niks het verander in sy situasie, sy omstandighede, sy lot nie, maar iets in Job het geskuif. Iets in Job het verander. Hy is op 'n plek gebring waar die disippels van die Here Jesus en elke gelowige gebring moet word, waar hulle sê, waar anders sal ons gaan? Ek voel hy verdruk my. Ek voel hy hanteer my as 'n vyand en ek roep en hy antwoord nie, maar waar sal ek gaan? Kyk hoe besonder is dit wat gebeur in Job. Hy worstel met God, dat God hom verbrysel, dat hy verlate voel, dat God hom as vyand hanteer, maar waarheen gaan hy? Hy gaan na God toe, wat hy voel hom verbrysel. Dieselfde God wat hom verbrysel het, is die enigste persoon wat vir hom as verlosser kan optree. Die enigste persoon met die gesag, die mag, die krag, die vermoë om vir hom op te tree, sy saak op te neem. Waar anders sal hy gaan? Hy weier om God te los. Maar die worsteling van hom, sien ons nou, is nie ongeloof nie. Is nie klein geloof nie. Daardie worsteling van hom is juis geloof. Hy weier om dit wat hy van God weet en glo, wat die Here vir hom openbaar, net te los, weens die omstandighede wat hy ervaar. Hy weier om te eindig op 'n plek waar hy God ken en verstaan, gebaseer op dit wat hy ervaar en dit rondom hom. Hy hou vas dat die Here is wie hy homself openbaar om te wees. Die lewende God. Wanneer ons dan in ons lyding verkeer, dan wil ons sê dat God ons lot moet verander. Ons omstandighede verander, vir ons uitkoms gee, en is goed. Ons kan en ons moet daarvoor bid. Maar jou diepste troos sal nooit wees, God sal sorg dat die kanker verdwyn nie. Jou diepste troos sal nooit wees,
God sal iets beter gee as wat hy gevat het nie. Of God sal beter verhoudinge vir my gee as die wat verbrokkel het nie. Nee, waaraan jy vashou in hierdie donkerste dae, is net hierdie. My verlosser leef, ek sal nog God aanskou. Ek weet nie waarom hy oor my beskik wat hy doen nie. Ek voel verdruk, verlate, onverhoord, ek roep en hy staar my aan, maar waar anders sal ek gaan? Wie anders sal my loskoop? Dis net God self by wie ek hoop kan vind. Selfs wanneer ek hierdie voel wat ek nou doen. Dis net hy. Nou Job het hier vorentoe gekyk. Hy het vorentoe gekyk na die koms van sy losser, sy verlosser. En hy het hierdie hoop geproe, hy het soos Abraham vorentoe gekyk na 'n beter en 'n vaster vaderland. Maar hoeveel duideliker sien ons nie hierdie in die aangesig van ons Here Jesus Christus nie. Job het geweet sy verlosser leef. Ons weet presies wie daardie verlosser is. En hoe hy verlos. Die Here Jesus Christus, hy het as losser ons broer geword, vlees aangeneem. Hy het ons mense se lyding binnegetree. Hy was honger, hy was arm, hy was verwerp, hy was valslik beskuldig, oorgelewer, hy was gedood. Hy het nie slegs gevoel dat God hom verlaat het nie. God het, waar hy aan die kruis uitroep, my God, waarom verlaat U my? Hy het nie slegs gevoel asof God se grimmigheid oor hom kom nie, dit het. Hy het die beker van God se grimmigheid en straf gedrink vir die sondes wat ek moes drink, het aan die kruis gedrink. Hy het werklik gesterf. Maar soos Job sê ons, my verlosser leef, want hy het opgestaan. Hy leef vir altyd nou, om in te tree vir my losser te wees, my los te koop, my saak te behartig, vir my op te tree. Dis wat hy nou doen. Daarom die kosbaarheid van Sondag 1, vir jou lyding. Wat jou enigste troos in lewe en in sterwe. Dat ek met liggaam en siel, in lewe en sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser, Jesus Christus behoort. Hy het my met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos en hy bewaar my op so 'n wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my kop kan val nie. Wanneer jy in jou smart en angs ervaar God het my verlaat, verstoot, hanteer my as vyand, wanneer daardie verwarring jou oorweldig, sien dat hy jou juis dan roep. En daardie worsteling, daardie worstel in jou hart te kom voer met hom. Dat hy jou en jou pyn, jou vrae en jou ervaring ook gekoop het. Nie net jou mooi dae en jou mooi woorde nie. Hy stel homself as Vader gereed om met jou in daardie verwarring en ellende te loop. Want so sê die Hoë en die Verhewene, wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam, ek woon in die hoogte, in die heilige plek, en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges, en te laat herlewe die hart van die bryselde, van die verbrysseldes. Jesaja 57. En dan in jou seer en worsteling, sien dat die Here Jesus, jou losser, hy wat jou liggaam en siel in lewe en in sterwe gekoop het, dat hy verstoot, verlaat, verbrysel en as vyand hanteer was,
in jou plek. Jy sal dit nie ooit uit God se hand ontvang nie. Jy sal nie. Jy's nie verlaat nie. Jy's nie verstoot of 'n vyand van God nie. Want jou verlosser leef. Nou, jy sal hom nog met jou oë aanskou. Amen. Ons bid saam. Soeter troos as dat ons aan U behoort, o Heilige Vader. Dit sal ons nie vind nie. U die Almagtige het elke druppel en krummel en skreefie van ons gekoop om aan U te behoort. Hoe loof ons U dan vir U krag en U vermoë, U goedertierenheid en U genade. Soos Job roep ons gereeld in ons harte uit dat ons verlaat voel, geïgnoreer voel, oorgegee voel. Die lyding van hierdie wêreld en hierdie lewe kan ons diep verdruk. O, maar ons prys U vir ons losser. Ons verlosser, ons Here Jesus Christus, dat ons in Hom hierdie sekerheid, hierdie vastigheid, hierdie belofte mag hê dat ons nooit verstoot of verlaat sal word nie. Dat ons in en deur Hom altyd veilig, behoue, na aan U is, selfs in ons diepste smart. Ons prys U vir hierdie waarheid, hierdie belofte. O, in elke een wat die donker dae nou ervaar, mag hierdie lig vir hulle opgaan. Hulle verlosser leef. Nou Vader, ons bring dan in nederigheid en in vertroue op U ons lewe, ons dag vir dag, ons week, ons gemeente, ons geliefdes, alles wat waarde het in ons hart voor U en U troon. Wil U ons seën en bewaar, mag ons die lig van U aangesig ervaar. Wil U ons lei en ons bewaar en ons altyd deur opbou. Wil U ons dieper vat met U, dat ons mag groei in ons kennis, ons vertroue, ons rus, ons vreugde in U. Die mens is soos gras is hy daar, en soos die blom van die veld so bloei hy, as die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie, en sy plek ken hom nie meer nie. Dis ons. Wat sal ons dan in hierdie lewe kan vind of aan kan klou wat in waarde kan vergelyk met U? Kennis van U, nabyheid aan U, liefde vir U. O, herinner ons harte en bring ons tog altyd terug tot op daardie plek dat ons met hart en siel U sal soek en groei in liefde vir U. En Vader, ons bid vir U kerk wêreldwyd in ons land, ons susterkerke en ons gemeente. Wil U haar bewaar, reinig en suiwer U kerk tog. Mag die onkruid en die dwaling en die sonde wat so maklik onder die werk van die duiwel gedei in die kerk, mag dit tog gereinig word. Wil U ons suiwer en ons versterk en ons harte, ons gedagtes, ons wese so rig op U dat ons werklik U lig in hierdie wêreld sal wees. U naam, o Here, word so deur die wêreld verag, so deur die goddelose gespot. Mag ons as gemeente en as kerk van ons Here Jesus, mag ons
die wees wat u naam heilig, hoog hou, liefhet, vrees en eer. Dat u heerlikheid, die heerlikheid van u naam gesien mag word in die kerk. Laat die naam geheilig word in ons. Verhoor ons barmhartige Vader, alleen in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Sing nou vir die Here ten slotte Psalm 27, waar Dawid self met die Here geworstel het. Vers 4, waar Dawid skryf, my hart sê my omring deur donkerhede. O soek die Heer, die bron van lig en krag, ek soek u aangesig my gebede. Verberg dit nie wanneer ek op u wag. Wys tog die knegt nie af, dat ek, o Heer, die glans van die genade nooit ontbeer. U is my hulp, die God van heil op wie ek vas vertrou, begeef en verlaat my nie. Psalm 27, vers 4 en vers 5. Susters, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.